Ek groet in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker op hierdie Saterdag, die 8ste Augustus 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Pos die boodskap en kry die Bybel, maak hom oop. Maak hom oop by Maleagi. Ek lees vir ons van Maleagi 2 vers 17 tot by 3 vers 7. Maleagi 2 vers 17 tot by 3 vers 7. Die dag van die Here. Jy kan ook die res van die hoofstuk lees as jy wil. Van hoofstuk 3 en 4 kan jy gaan lees. Daai hele laaste gedeelte, lees dit. Want hierdie gedeelte word eintlik genoem die dag van die Here. Dis in die verre toekoms wat Maleagi hierdie beeld kry, hierdie stem hoor, wat vir hom van die toekoms vertel. En daai toekoms, wat Maleagi hier gehoor het, speel 'n rol in vandag se tyd. Dit lê voor die deur, die dag van die Here. Het gaan 'n verskriklike dag wees vir die wat nie glo in God nie, vir die wat nie gehoorsaam is in God nie, vir die wat die dinge doen teen God se woord. Julle vermoei die Here met julle woorde. Vermoei beteken, God is moeg om ons woorde te hoor, ons valse woorde. Waarmee vermoei ons hom? Deurdat julle sê, elkeen wat kwaad doen is goed in die oë van die Here en in hulle het hy 'n behaag. Of waar is anders die God van die reg? Jy sien wat die mense gedink het, of wat God hier vir Maleagi sê in 'n profetiese woord, is dat die mense is besig om sleg goed te praat. Ons hoor baie keer dan sê iemand, ag ja, hy's nou nie 'n Christen nie, maar hy doen goeie dinge. Mense, jy kan goeie dinge doen soveel as jy wil. As jy nie wedergebore is nie, wag die toorn van God op jou. Kyk, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my uit sal baan. Dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die engel van die verbond, na wie julle 'n begeerte het. Hy kom, sê die Here van die leerskare. Maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as hy verskyn? Want hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers. Onthou in die begin van ons Bybel is die aarde bedek met water. Die Gees van God, hy sweef oor die waters. Dan later is dit Noag en die ark en daar is weer, die aarde is bedek met water. So die aarde was verwoes in Noag se tyd met water, dit was skoon gewas, dit was 'n wedergeboorte betekenis. Alles het oorbegin. Alles. En net Noag en sy familie het daar deurgekom, volgens die woord. Maar wanneer God weerkom, wanneer sy toorn op hierdie aarde neerdaal, dan is dit vuur. En dis hoekom dat hy sê, want hy sal wees soos die vuur van die smelter, buiten dat hy ons reinig deur 'n smeltkroes vir jou en vir my. En hy sal sit 'n smelter en reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Lewi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. God is besig om leviete, priesters op te rig in hierdie dae, wat waarlik vir hom staan, wat waarlik die regte dinge doen, volgens hom. Priesters wat hy gekies het om in hierdie dae vas te kan staan en te beoefen wat hy hulle gee om te beoefen. Om te stuur, om te waarsku, om te bou, om te bemoedig, om te bekragtig.
Dan sal die offer van Juda en Jerusalem vir die Here aangenaam wees, soos in die ou dae en soos in die jare van die voortyd. Ek glo dat die Lewiete of die priesters nie net daar in Jerusalem gaan plaasvind nie. Ons weet, hulle is klaar besig om 'n klomp priesters te maak, gereed te kry vir die laaste dae. Maar ek glo ook, daar gaan priesters wees wat God gekies het, geroep het, gekies het, geformeer het, geleer het deur die Heilige Gees in hierdie dae waarin ons lewe. Priesters wat volgens God se woord gaan handel. En hulle gaan help sodat mense gelouter kan word deur die silwer wat gereinig word. En ek sal tot julle nader om strafgerig te hou. En ek sal 'n haastige getuie wees teen die towenaars en teen die egbrekers en teen die mynediges. 'n Mynediges is mense wat valse eed maak, valse beloftes maak. In my leeftyd het ek al soveel valse beloftes gehoor. Mense wat hulle harte vir die Here gegee het en beloftes gemaak het en dit nie nagekom het nie. Ons moet daai goede voor die Here se voete gaan neersit. As jy enige belofte gemaak het, hoor my, ek beskuldig jou nie. Maar gaan dink 'n bietjie, want baie mense het beloftes gemaak met hulle wedergeboorte. Gesê hulle gaan dit vir die Here doen, hulle gaan dit vir die Here doen, en hulle het dit nie nagekom nie, hulle het vergeet daarvan. Gaan dink daaroor en bely dit voor God, nie voor mense nie, voor God, sodat hy jou kan herstel, sodat hy jou lewe kan herstel in geloof met hom. En teen die wat die dagloner in sy loon, die weduwee en die wees verdruk. Ek hoor so baie van mense wat werk, en hulle word ingedoen, hulle kry nie hulle volle salaris nie, hulle word sleg behandel. Mense, daar's 'n duidelike waarskuwing teen sulke mense wat sulke dinge doen. En van daai mense wat hierdie mense indoen met hulle daglone, is mense wat voor in 'n kerk sit. Ek weet, ek het self gesien al. En teen die wat die vreemdeling wegstoot, en my nie vrees nie, sê die Here van die leerskare. Ons moet God vrees. En dis nie 'n vrees dat ons moet bang wees vir hom nie. Dis 'n vrees dat ons hom moet eer. Hom moet gehoorsaam. Volgens sy woord handel. Ons moet te bang wees om kwaad te doen. Ons moet te bang wees om ongehoorsaam te wees. Dis wat dit beteken. Want ek, die Here, het nie verander nie. En julle kinders van Jakob is nie verteer nie. Sedert die dae van julle vaders het julle van my insettinge afgewyk en dit nie onderhou nie. Keer terug na my en ek wil na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Maar julle vra, waarin moet ons terugkeer? Ons moet God eer. Ons moet hom loof, ons moet hom prys, ons moet hom aanbid, ons moet hom gehoorsaam wees, ons moet sy woord lees om te kan herken wat sy stem vir jou en my sê. As ons nie ons Bybels lees nie, gaan ons nie die stem van die herder herken nie. Keer terug na hom. Eerste keer terug na hom, dan sal hy terugkeer na jou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vandag geef my hierdie woord, Here. Maleagi 2 vers 17 tot 3 vers 7, Here. Here, maar ek vra dat elkeen wat hierdie woord hoor vandag, Here, dat hulle verder sal lees en hierdie hoofstukke klaarmaak, hoofstuk 3 en hoofstuk 4 ook sal lees. Want ons weet die dag kom van die Here en dit gaan brand soos 'n oond. En almal wat goddeloos bedrywe gaan omkom. Want die leerskare van U is op pad, Here. Ons weet dit, Here. U woord waarsku ons so duidelik. Here, maak ons nederig voor U, Here. Help ons om nederig te bly. Help ons om in die woord te bly. Help ons om aanhoudend waaksaam te wees en U te soek en bidend te bly in hierdie dae. Bidend vir mekaar ook te wees, Here, in Jesus naam. Dankie, Here, vir U liefde en genade in Jesus naam. Amen. Onthou, lees self jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.